Hallo, welkom hier by Howard's Farming. Ek staan hier met Christopher Havenga. Ons gaan nou so 'n bietjie praat oor die veiling is Howard's and Friends, om presies te wees. En ons gaan 'n bietjie praat oor die kwaliteit, die konsep van die veiling, en dan gaan ons 'n bietjie praat oor die boran oor die algemeen, maar wragtig, veiling wat jy nie wil mis nie, stoet of kommersieel. Kommersiële diere, die is net so mooi. Christopher, hoe gaan dit? Nee wat, het gaan goed, dankie ou tieners. Ons loop. Mooi man. Christopher, so veiling met mekaar sit, so klomp ouens staan, is altyd ongelooflik baie moeite, en dis nie maklik nie. Maar as ek so kyk na die standaard wat die ouens hiernatoe gebring het, dan het die ouens regtig besef, hulle kan bring as hulle hierdie veiling bywoon. Nee, tieners, hierdie wys die diepte binne 'n ras, om te kan wys dat daar, ons het nou, hoeveel veilings, ons het nou al 2 veilings, die tweede groot veiling wat daar klompteelers betrokke is, en dit sê ek maar net, dit wil gedoen wees, is 22 teelers, die diere wat ons hier gegaan het nou vanmiddag met die screening, regtig hoë kwaliteit, baie goeie strukturele korrekte diere, en funksionele diere, so ek dink, dit is regtig vir my eintlik lekker gevoel om te sien, dat ja, met soveel teelers by mekaar kom, en daai diepte te kry, en dit soos ek sê, dit wil gedoen word in enige as om dit reg te kry. Ja. Party ons kry dit nie eens reg op hulle nasionale veiling om soveel teelers te kry nie. En hier is dit 'n gewone veiling met 22, so ek sê vir die teelers, sharp, julle is wel done met dit. En nog lekker dat alles van hier staan is nog geneties verwandel op 'n manier. En dit is regtig spesiaal om dit te sien. Is nog nie kys, jy sommer so, kom verby, van so kan wys, daar lot 1 en so 2, 3, net vir die mense wys wat die standaard en die kwaliteit van hierdie diere is. En dis maar net, ek wys lot 1 tot 4 hierso, dis waarom ons begin, is gewoonlik jy begin met 'n baie goeie lot op 1, en dan met 'n baie goeie vers, en lot 2, vers wat uiteindelik ongelooflik uitstaan. Ja, dit is regtig 'n baie goeie diere wat sommer hier wegspring, deurvat, en dan, lot 3 besonderse ver, 4 besonderse ver. Dis so kan Dit kan maar dele stap, mens wil amper nie diere uitsonder nie, want ek dink hulle staan almal, hulle skoene vol in die veiling. Maar ek dink, wat my opval is die vroulikheid op die vroulike diere, en ons ras, ons streef daarna om regtig diere neer te sit wat vroulik is, wat kan kalf elke jaar, en dit kan jy sien in die diere wat aangebied word. Ja, as ek 'n bietjie daar verder aanstap ons dan sien of 2 van die bulle toe, as jy so daarna kyk, ek wil net nie te ver wegloop nie, wat sê, ek sê ons net volg, as ons, as ons so kyk, maar as ons net kyk, weer eens, lot 7 koeie wil ek ook graag wys, ek dink is 'n koei wat gewellige breedte op haar heup sit-been verhouding, koei wat vroulik is, kyk hy lekker plat nek, goeie middelstuk, met 'n besonderse verskals langs haar, en ek dink dit is presies 'n voorbeeld van die ras waaraan wil besig. Baie mooi eier, so 'n goed gebalanseerde vroulike koei wat voor ons staan, en dan Ferdinand, 'n bil wat manlik is, bil met 'n geweldige nek, baie sterk op sy toplyn, sy oogspier wat goed ontwikkel is, bil wat baie goed in sy agterkwart gevul is met 'n goeie onderlyn. Maar kyk die manlikheid, kyk hy nek, ek kyk altyd na bil se nek, jy mos maar vir jou wat in die fees, nee, so hy bespiering daar, dan weet jy, hy het bespiering daar. Dit ongeweldig, hy het geweldig ontwikkel, het wys jy die borane, in 'n jaar se tyd, hoe boran bille ontwikkel, nee, en hier is 'n indrukwekkende bil. So jy weet, ons kan so aan die deurstap, en dan, soos altyd die bondgoedjies staan ek maar altyd uit, en dis om, vir die manne wat lief is vir die bond, maar as ek, een ding wat ons ek sê dit omtrent elke keer as ek 'n boranveiling doen, die eier en die spene by die borane is net iets spesiaals, en dit wys, dit wys net vir my dat iets reg is in terme van as jy, gewoonlik as dit in 'n ras is die geslagprobleme, of die beslagdeel of die eierprobleme het jy probleme in jou ras, en daai is 'n baie mooi teken om te wys dat die ras op die regte plek die regte dinge doen. Nee, dit kan ek vir jou sê, ou tieners, ek is nou 8 jaar betrokke by die ras, en ek kan nie eens om 1 hand tel, diere wat ek uitgeskree het as gevolg van swak eiers nie. Speenplasings is perfek, ons speengroottes is perfek, en dit is iets wat ons regtig sterk op selekteer en hamer om as ons seleksie doen of keurings doen, daai sou daar diere is wat bietjie neig na dit toe om hulle uit te haal. En so jy sê, ons het dit in die ras, baie goeie eiers, en ja, geld is op die dag geld, so
Ja, ons het 'n goeie voorbeeld daaronder, maar ek wil ook uitlig, ons praat net oor die kommersiële diere wat hier Ja, aangebied word. ek wil so 'n bietjie hierso afstap van hulle. Ja, hier staan 'n baie mooi pakkie. Dink Hierso hulle kan vang. so Sonica ons so van hulle hierso op 118 en so kan afneem. Is 'n pragtige pakkie. Ja, dink jy moet hierdie kant toe beweeg om hierdie indruk te kry. Kyk wat hy Van dit wat ons eintlik na streef is om die changing perceptions wat ons slogan is vir die jaar, om te sê dat die Boran koei of vroulike diere is die diere wat werk vir die ouens op die plaas. Dit's 'n medium raamdier met lae onderhoud, maklike bees om mee te boer op terrein wat min mense kan met beesboer, loop hierdie goed. Jy weet, loop hierdie beeste en dit is waar ons wil hê. Ons wil hulle vervuil hier in die berge en in die dele wat mense dink jy nie met 'n bees kan boer nie. Dis waar ons hulle wil hê. En hier is die geleentheid vir die ouens om vir hulle goeie kommersiële verse môre ook te koop. Saam met top stoetdiere wat vir die genetiese ouens wat genetika in die stoetbedryf wil. So hier's 'n lekker vol pakkie en dis waartoe ons bedryf beweeg, is om hierdie kommersiële mark ook te voed met uitstekende goeie diere wat funksioneel is en ja, ek is opgewonde met die rigting waartoe beweeg. Dink dis die regte rigting. Ja, as ons so vinnig net daar stil sal, as mens kyk na die DNA en ek het gister sien ek weer iemand so op Facebook so ietsie gesê het, wil ek vir jou en sê, maar geen nie om wat se ander ras jy gebruik van die Bosterius kant nie. Ja. Hierdie diere lê ongelooflik geneties ver weg van hulle af. Baie. So wat ook al jy kry, wat ook al jou plan is, gaan jy gaan 'n baie suksesvolle vroulike dier en as jy nog terminaal gaan kan jy daai ook gaan doen. Maar jy kry iets spesiaals daar uit en dit is wat die ouens moet verstaan van Basterkrag. Die gaan nie 'n ander beter ras kry teen om daai Basterkrag nie te doen. Ja, daai ekonomiese plot wat hulle gedoen het, lê die Boran heeltemal weg van die ander rasse wat so 'n halwe poel bymekaar lê. En dis ook om hulle na mekaar toe as jy dit kruissteel dan is dit amper so 'n explosie wat gebeur. So ek wil die ouens uitnooi, manne wat kommersiële diere soek, hulle is hier ook môre. En die stoetmanne, julle weet wat hier is, julle het die genetika gesien. Ek dink is iets vir almal, daar's by elke veiling is daar verseker iets vir almal wat genetika betref. En ek wil die teelers gelukwens wat hier verkoop. Ek dink dis 'n uitdaging, 22 teelers op een veiling bymekaar te kry en die kwaliteit neer te sit. Dit sit nie in elke ou se broek nie. Maar ek dink die Boran teelers het besef the game is on. Jy kan nie 'n halwe ding bring wat nie reg is nie. Die goed moet reg wees, die beeste moet reg geselekteer wees, hulle moet reg voorberei wees en dis waar ons staan vandag. Ja, en dis eintlik iets wat ons ook deesdae raak. Ons is in 'n ekonomie is maar die laaste 3 jaar maar onder druk. Daar is nou baie Boran veilings, so daar is nie meer plek vir swak diere nie of vir diere wat dalk nie heeltemal is. En daar's nou kwaliteit of jy kry baie. Elke naweek 'n veiling is en dit maak dit uitdagend. So, Ja. Maar die momentum is daar, die samehorigheid is daar, die vibe is daar. En vanaand gaan ons 'n lekker funksie hê wat weer eens daai eenheid bymekaar bring. En dis die sukses van goeie beeste wat werk, mense wat in mekaar se genetika glo en samehorigheid is die wagwoord van sukses en dit is wat ons vandag ook eintlik hier sien. Ja, sy Christopher, dankie. Smaak weer so. Dankie ou Tinus. Soos altyd Christopher wat weet wat hy sê en die ding verstaan. En ja, maak seker as jy kan wees as jy môre op 'n Meerkat by. Anderste, ja, ek luister ook vanaand as ons bietjie chat 'n bietjie bal doen. Ek het vergeet Christopher moet dit ook nog saam met my doen vanaand. Nou sien jy dan vanaand om 6:30 hierso regstreeks vanaf Ouds en Friends.